Weer vir Patrick vra net om vir ons die openingsgebed te doen. Patrick het nou sommer net daar onder staan, of hoor net soos hy wil. En ek dankie vir Patrick en Alida wat vandag op ons die sangdiens uitgelei het. Ons waardeer dit baie. Kom ons staan en dan open ons met ons Sabbatskool. Here ons God, ons Vader, ons sê vir U dank Here vir 'n voorreg om vanmôre in U huis te kan wees. Here, ons sondig so baie deur woorde, gedagtes en dade. En soos hierdie lied gesê het, Here, ons doen so min en U is so bemin ons. Altyd U so lief vir ons. U is bereid om elke dag die paaie vir ons gelyk te maak. Here, om die engele en die Heilige Gees vooruit te stuur en ook saam met ons, sodat ons vanmôre veilig in die huis kan wees. Here, ek bid vanmôre vir elkeen wat hulle weg opgesien het om vanmôre hier te kan wees, dat ons elkeen vanmôre die tongevuur op ons sal neerdaal, sodat ons die Heilige Gees kan ontvang en ons harte sal ontvanklik maak vir U woord. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie, julle kan sit. So, almal sit hierdie kant op die en daai kant is maar nie veel mense nie. Lyk my die wat eers in die kerk kom en toegang tot die warm banke. Vir ons skrif, hierdie kwartaal praat ons, die Sabbatskoollesse hierdie kwartaal gaan oor die gesin. En vandag praat ons oor die ontwikkeling of die skep van 'n geestelike gesin. Ek wil net vir ons skriflesing moet ons blaai na Deuteronomium 6 vers 5 tot 7. Kyk, almal het hom. Right. Deuteronomium 6 vers 5 tot 7. Daarom moet jy die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet jy in jou hart wees. Jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, as jy op pad is, en as jy gaan lê en as jy opstaan. Toe die mens in Eden geskep is, dit is sorry, ek weet alles opsit hierso. Toe die mens in Eden geskep is, was dit in die konteks van 'n gesin. Eers is Adam geskep, toe Eva, toe kry hulle kinders, en die res van die hele verhaal het binne die konteks van 'n gesin begin afspeel. Baie Bybelverhale, as ons gaan kyk na Abraham, Jakob en Dawid, speel af binne 'n gesinskonteks of 'n familiekonteks. Reg deur die Bybel help gesinne op die een of ander manier om die raamwerk te vorm waarin die gebeure ontvang. Wat nie verbaasend is nie, want weer eens, terwyl ons deur die seisoene van die lewe reis, doen ons dit op een of ander mate teen die agtergrond van familie. Ten spyte van al die kragte wat teen die gesin werk, beide vandag en in die verlede, het ons as familie mekaar nodig om te kan regop staan. Vandag is die prentjie heeltemal anders as vroeër. Ons het nie meer die tradisionele gesin van 'n ma, pa en kinders nie. Ek meen, almal van ons weet hoe misvormd het die gesin eintlik in hierdie wêreld geraak. Gesins- en familiebande is nie meer dieselfde nie, maar die konsep van 'n gesin bly nog presies dieselfde. Dit is waar ons begin, en dit is dikwels die soort grootste krag vir goed of kwaad in die vorming van ons lewe en hoe ons reageer op die uitdagings wat ons in die gesig staan, terwyl ons deur die stadiums van die lewe reis. Net soos elkeen van ons anderste is elke gesin ook anderste. Ek kan nie my gesin met 'n ander gesin vergelyk nie. Ek kan ook nie wil hê 'n ander gesin moet soos my gesin wees nie. Elke een se opset is anderste, elke een van ons gesinne is anderste. Ons staar almal krisisse en moeilike omstandighede en uitdagings in die gesig. Elke gesin en familie het sy uitdagings en die moderne uitkyk op die lewe en die tegnologie maak dit nie makliker nie. Gesinstyd word opgeneem deur televisie, selfone, tablets, al daai tegnologiese goeders. Ouers werk, beide ouers werk. Hulle kom moeg by die huis vanaand. Hulle het nie meer die tyd
om met die kinders deur te bring nie. Gesinsgeweld het deel van ons bestaan geword. Maar ten spyte van al hierdie uitdagings, moet ons nog steeds die gesin en familiestruktuur koester en waardeer. Ek het nou die dag op die radio 'n praatjie geluister van 2 seuns wat in 'n huis groot geword het waar die pa alkoholist was. Die een seun het 'n groot sukses van sy lewe gemaak en hy het aangegaan. Die ander een het 'n alkoholist geword. En hulle het vir die kinders gevra, vir die een wat 'n sukses gemaak het, hoe is dit dat jy 'n sukses van jou lewe gemaak het? Nadat jy uit daai, kan ons sê, misvormde gesin uitgekom het. Toe sê hy, juis omdat my pa alkoholist was. Dit is hoekom ek 'n sukses van my lewe gemaak het. En hulle het dieselfde vraag aan die ander kind gevra. En hy het gesê, wat verwag jy as jy uit so 'n familie uitkom? So, ons moet nie altyd voel dat die gesinsverband en hoe ons gesin funksioneer en wat ons gesin is, dit vorm nie altyd ons lewe nie. Die keuse bly nog steeds by onsself. Ek en my gesin het deur swaar en lelike tye gegaan. Maar wat my daardeur gehelp het, was my familie. Ons moet nooit die krag en ondersteuning van jou gesin of jou familie onderskat nie. Elkeen van ons weet dat ons nader die einde van tyd, en ek glo dat dit die hartsbegeerte is om die ewige lewe te beerwe. Ek glo ook dat elkeen se hartsbegeerte is om jou familie en jou gesin enig daar te hê. Ons is elkeen besig om voor te berei vir die einde. Terwyl ons die kans het, moet ons die regte indrukke en lesse by ons kinders laat. Hulle doen nie altyd wat ons sê nie. Baie keer doen hulle dit wat hulle sien. Ons leer ons kinders om nie die tendens van die wêreld te volg nie. Maar eendag maak hulle eie keuses. En jy stem dalk nie eendag saam met die keuses wat jou kinders maak nie. Maar moet nooit daardie band wat jy met jou kinders het breek, omdat jy nie met hulle keuses saamstem nie. Deur jou standvastigheid, jou liefde en jou ondersteuning, mag jy dalk 'n verskil in hulle lewens vorentoe maak. Die Bybel leer ons dat ons as ouers ons liefde vir God moet uitleef en alles in ons vermoë moet doen om ons geloof aan ons kinders oor te dra. Dit is ons plig as ouers en grootouers om die harte van ons kinders te beïndruk met die liefde vir God. Disippelskap begin by die huis. Die Here se doel was dat die gesin die basis van opvoeding moet wees. Dat ons daar sal leer hoe om hom lief te hê en te dien. Dat ons sal besef dat hy 'n liefdevolle Vader is, deur die voorbeeld wat ons kry. Maar sonde het alles verander. Ons kan nie toelaat dat die kern weggevat word van ons verantwoordelikheid teenoor ons gesin en familie nie. Hier is 'n paar wenke oor hoe om jou gesin se spiritualiteit, my tong knoop elke keer, so ek gaan sê geestelikheid te verbeter. Gebed en gesinsaanbidding. Moenie wag tot jy 'n beter Christen is of tot jou kinders bietjie ouer is nie. Neem vandag die besluit om gebed en gesinsaanbidding deel te maak van elke dag se roetine, want dit is die belangrikste maaltyd wat jy elke dag nuttig. Skep 'n gesinsidentiteit. Vind 'n gesinslese of 'n doelwit as gesin. En laat elke een wat deel is van die gesin 'n bydrae lewer in dit. Werk saam. 'n Gelukkige gesin is afhanklik van spanwerk. Elke lid van die gesin moet voel dat hy of sy belangrik is en deel is van die gesin. Ruil gedagtes uit oor hoe julle as span kan saamwerk. Ek dink hierdie werk saam sluit nie in van kinders wat onder mekaar beklei nie. Want ek dink dit is maar 'n algemene ding, hulle verskil en dit. Maar werk saam met jou kinders. Moenie toelaat dat hulle rusies deel word van jou rusie nie. Koester jou kinders se positiewe eienskappe. Bevorder positiewe waardes. Gee jou kinders komplimente as hulle dit verdien. Wys hulle jy is lief vir hulle en trots op hulle.
moet nooit dat jou kinders voel, hulle maak nie saak nie. Ons kry vandag soveel kinders wat selfmoord pleeg, soveel kinders wat uitreik na dwelms en sulke goed. En dit is omdat hulle waardeloos voel. Dit is omdat hulle voel hulle behoort nie meer nie. So maak seker jou gesin en jou kinders weet hulle behoort. Verander jou kinders in wenners. Die beste benadering is om 'n positiewe aksie en eienskappe te beklemtoon. Lei die kinders met 'n goeie voorbeeld. Wees sterk, wees duidelik in die instruksies en wys hulle die waardes van vryheid en hoe om goeie keuses te maak en vir hulself te dink. Skep 'n omgewing van innerlike vrede. Innerlike vrede is baie belangrik vir elke gesin. Wanneer ons Jesus se vrede in ons harte het, is ons geneig om gelukkiger te wees. Die grootste geskenk wat ons vir ons kinders kan gee, is 'n geestelike opvoeding. Daardeur stel ons hulle in staat om die storms van die lewe te trotseer en ons lê 'n fondasie wat nie vernietig kan word nie. Ons verloor baie van ons kinders aan die wêreld, omdat die gesinsstruktuur verander het en daar soveel invloede van buite is wat ons nie kan beheer nie. Volgens studies verlaat tussen 60 tot 80% van ons kinders wat vandag in die kerk groot word, hulle geloof as hulle volwasse is. Kom. Ons het nou oor die tradisionele gesin gepraat. Ma, pa, kinders, familiestruktuur. Maar ek wil nog 'n gesin byvoeg vandag. Ek wil praat van die geestelike gesin. Ons wat hier saam aanbid, is 'n geestelike gesin. En ons is deel van 'n baie groot familie. Hoe behandel ek my geestelike gesin? Is ek die oorsaak dat hulle nie meer deel van hierdie gesin is nie? Of dalk nie welkom voel hierso nie? As ons praat van 'n gesin wat verbind voel, praat ons nie van een sonder probleme nie. Ons praat van 'n gesin wat geleer het om hulle probleme uit te sorteer. Kerkgesin, huisgesin, familieverband, dit geld vir alle gesinne. Ons praat van 'n gesin wat geleer het om met mekaar te praat en die ander se sienswyse te respekteer. 'n Gesin wat God eerste stel, effektief te kommunikeer, wat konflik betyds hanteer, verbind is om geduldig, vriendelik, begripvol en vergewensgesind te wees. Elkeen met respek en deernis te behandel. Elkeen wat op 'n Sabbat hier kom, het 'n stryd wat hy stry. Nie een van ons wat hier sit, is sonder probleme. Ons kom Sabbat hier aan en ons sit te smaal op vir mense om ons. Maar weet julle wat, ek glo elkeen het hier binne in sy hart, het hy 'n seer wat hy saam met hom dra. En ons kom kerk toe, om deel te wees van hierdie gesin wat hier is. Ons wil voel ons behoort. Wanneer jy voel, niemand sien jou raak nie en niemand gee om vir jou nie, voel jy waardeloos. Omdat die gesin en familiestruktuur vandag nie meer bestaan nie, het ons as geestelike familie 'n baie groter verantwoordelikheid teenoor hierdie gesin wat in hierdie kerk saam aanbid. Maak jou hart oop vir ander. Ek het vroeër die vraag gevra, hoekom verlaat ons kinders die kerk? Is dit nie dalk as gevolg van my en jou nie? En ek staan ook skuldig. Ek meen, ek het ook kinders. Het ons hulle die ruimte gegee om op hulle tyd, soos die Here hulle lei, geestelik te ontwikkel? Of moes hulle in 'n boksie pas wat vir ons aanvaarbaar is? Moenie dat jou optrede ander wegdryf uit hierdie gesin. Ons dink en doen anders, maar ons is deel van Jesus se familie. En ons moet elkeen hanteer soos wat Jesus ons hanteer. Kom ons reik uit na mekaar toe. Na ons eie gesinne en ons eie families toe. Laat ander weet, jy gee om. En moenie toelaat dat verskille maak, dat ons mekaar sleg hanteer nie. Laat Jesus se liefde deur jou skyn in jou gesin, in jou familie
en ook in hierdie kerkgesin. Dade spreek baie harder as woorde. En ek wil graag vra, kom ons begin vir mekaar bid. Ek het 'n idee, julle kan sê as julle nie saamstem daarmee nie, om elke dag een persoon se naam op die kerkgroep te sit. En laat ons daai dag vir daai persoon bid. Spesiaal vir daai persoon. En elke dag sit ons 'n ander naam. En laat ons as gemeente, laat ons as gesin vir mekaar begin bid en mekaar te ondersteun. En weet jy, laat weet vir die persoon jy bid vir hom. Maar moenie vir hom dit stuur ek bid vir jou, as jy dit nie regtig doen nie. Want dit is so maklik om net 'n boodskap te stuur, maar nie die daad by die woord te voeg nie. Dat dit nie net lippetaal sal wees nie, maar dat dit uit 'n opregte hart sal kom. En begin dit ook met jou gesin en jou familie by die huis te doen. Begin vir elkeen bid. Ek weet baie families kom nie oor die weg nie. Baie gesinne kom nie oor die weg nie. Maar weet jy wat, ons begin vir mekaar te bid. En dan kyk ons hoe die Here ons harte en mekaar se. Die Here sê deur gebed kan alles verander. En ons het nodig om as eenheid saam te staan binne ons gesinne en ook binne hierdie gesin. Want as ons nie as eenheid in hierdie gesin kan saam staan nie, hoe dra ons die voorbeeld uit buitekant toe? Die Here het ons 'n opdrag gegee. Die Here het gesê, gaan uit en gaan verkondig die evangelie aan ander. Maar hoe kan ek die evangelie verkondig as ek nie in my eie huis en in my eie kerkfamilie, as ek nie my kant bring en my deel doen nie? So, ek vra, is dit reg? Stem julle saam, dat ons dit begin, dat ons vir mekaar bid? So, ek sal dit môre begin doen. En kom ons begin opreg vir mekaar bid. Kom ons begin werk aan hierdie gesin. Kom ons maak ons harte oop. Kom ons ondersteun mekaar. Binne gesinskonteks en ook binne kerkkonteks. Want weet julle wat? Elkeen van ons het mekaar nodig. Want hier's nie een vandag wat hier sit, wat nie 'n seer in sy hart het nie. Wat nie sukkel nie. Wat nie probleme het om te hanteer nie. Wat nie partykeer voel of die water boor my kop is en ek is besig om te versuip nie. Elkeen van ons voel so. Partykeer baie erger as ander kere. En daarom is dit nodig om vir mekaar te bid, om mekaar te ondersteun, hande te vat en hierdie pad saam vorentoe te loop. Want ons maak reg vir Jesus se koms. Maar ons moet dit saam doen. Ons moet saam uitgaan en saam die evangelie verkondig. Want as ek alleen staan, die Here sê twee is baie beter as een. Ons kan nie alleen staan in hierdie lewe nie. Want as ek alleen staan, voel ek het nie waarde nie. Kom ons voeg waarde by mekaar deur regtig om te gee vir mekaar. Ons sal afsluit met lied 260. Ons sal staan en kan ons sing. Hy is my Heer, salige voorsmaak van wat ons begeer. Jesus verlig my duister gemoed, wedergebore, rein deur sy bloed. Dit is my boodskap, dit is my lied, wat ek as lof aan Jesus wil bied. Dit is my boodskap, dit is my lied, wat ek as lof aan Jesus wil bied. As ek gehoorsaam, sien ek sy lig, heerlik daarboven, oor sonige
dit is my lied, wat ek as lof aan Jesus wil bied. Daar die versekering sal my gerus, ek is van Jesus se liefde bewus, waken geloof, wacht ek op hom, vast aan sy woorde, ek sal weer kom. Dit is my boodskap, dit is my lied, wat ek as lof aan Jesus wil bied. Dit is my boodskap, dit is my lied, wat ek as lof aan Jesus wil bied. Kom ons staan net so en dan sluit ons die oë. Liewe Heer, baie dankie vir vandag. Dankie dat ons geleentheid het vir 'n Sabbatskool, Here. Ek wil vra dat U elke gesin, elke familie, elke lid van hierdie kerkgesin, elke lid van die groter familie sal dra, sal ondersteun en sal lei in hierdie week en die tyd wat voorlê. Here, help ons dat ons nader aan mekaar sal beweeg, dat ons mekaar se hande sal vashou en dat ons aan die ander kant sal uitkom. Want ons wil graag eendag almal daar wees wanneer U ons kom haal op die wolke. Here, help U ons dat ons mekaar se ondersteuning sal wees en nie mekaar vir mekaar 'n struikelblok sal wees op die pad van groei. Ek vra dit in U groot en heilige naam alleen. Amen.